wil vanoggend so 'n bietjie met julle gesels oor jou pyn het 'n doel. Die lewe is soms seer, nê? Okay, lyk my ek praat met 'n klomp baie bevoorregte mense wat dit nie so ervaar nie, met wie dit net goed gaan en wat nooit. En dit bly 'n hartseerstelling as mense hoor sê of mense hierdie stelling maak wat sê ek sien nie die doel nie. Wat is die punt? Dit help nie ek probeer eers meer nie, daar is in elk geval nie meer hoop nie. Wat is die punt van al? Wat help het ek gaan aan? Wat help het ek probeer? Of dit nou in hulle lewens is, of dit in hulle verhoudings is, en of dit in hulle finansies is, wat help het ek probeer? Ek probeer die regte dinge doen, maar vir wat? Dit help nie eintlik. En as ek vanoggend in hierdie groepie mense wat hier is vanoggend 'n steekproef sou doen, en ek sou vra, wie van julle hou nie van pyn nie? Dink ek die meeste, ja, die wat julle hande nie opgesteek het nie, hulle het nie geweet ons moet nie, maar ek is redelik seker, dat die meeste van julle sal, of almal van julle sal sê, as ek 'n keuse sal hê, sal ek nooit pyn ervaar nie. Dis nie lekker nie, dis ongemaklik, ek praat hier net van fisiese pyn nie, dis die seerste pyn wat ons kan kry, is die hartseer pyn, die seer pyn, die emosionele pyn. Maar is ook nie heeltemal waar dat ons pyn haat nie. Mense haat pyn sonder 'n doel. Doellose pyn is ondraagbaar, maar soms laat mense juis pyn in hulle lewens toe as hulle glo dit dien 'n doel. Jy sien, mense is bereid om pyn te trotseer as hulle dink dat dit vir hulle iets sal inhou of iets sal beteken. 'n Paar jaar terug toe ek heelwat fikser was as wat ek nou is. Heelwat ligter was as ek nou is. Het iemand besluit wat so 'n paar 1 of 2 keer saam met my gaan draf het, hulle gaan my nooi om 'n CrossFit sessie by te woon. Dis nou so 5 jaar terug en ek is besig om te herstel. Was jy al by, wie van julle was al by 'n CrossFit sessie? Oei, heerlikheid. Dit okay. Jy kom daar en sê hulle vir jou goed, toe gaan vir ons 5000 opsitte, 4000 opstote, 2000 optrekke, pull-ups, hardloop 100 mal om die veld en doen 1000 burpees en as jy dit klaar is, dan sê hulle goed, jy is nou amper opgewarm. Dan gaan ons begin oefen. Okay, ek oordryf 'n klein bietjie. Maar nie baie nie. Die regte oefening gaan nou eers begin. En ek was nie die enigste een daar nie. Dis nie asof ek die enigste een was wat gevoel is en om die bos gelei is en gedink het dis 'n visvang of 'n braai sessie en toe ek daar kom. En ek was ook die enigste een wat net 20 push-ups kon doen, maar ek was nie die enigste ou daar nie. Maar daar's mense wat ek daar gesien het wat aangehou het en aangehou het en aangehou het en aangehou het. Daar is selfs 'n CrossFit wêreldkampioenskap, het jy dit geweet? Miskien net julle. Maar hoekom doen mense dit? Want dit is nie lekker nie, dit raak seer. Die volgende dag besef jy hoe pynlik dit is. Gaan vra almal wat die Comrades gehardloop het laas Sondag. Hoe het hulle daai Maandag gevoel? En daai Dinsdag en Woensdag gevoel? En ek weet nie van enigiemand, dit is moontlik so gewees, maar ek weet nie van enigiemand wat met 'n revolver teen die kop gedwing is om die Comrades te hardloop nie. Ek weet nie van so iemand. Ek het wel so 2-3 jaar terug gehoor van 'n ou wat voorberei is vir die Comrades en jy spring in blokke weg, nê. Nie van julle wat jy weet nie, die A-blok, ek weet nie hoe regverdig dit is nie. Die vinnigste ouens hardloop die kortste, want hulle spring heel voor weg. As jy stadig gekwalifiseerde tyd en dan spring jy in die D-blok of die E-blok weg, dit beteken jy het omtrent 1,5 kilometer voordat jy by die wegspringplek uitkom. So ek sal al moeg wees en dan het ek nog nie weggespring. Maar ek het die ervaring van 'n vriend gehoor, wat so 100 meter voor die wegspringplek toe trap hy op 'n waterbottel, wat iemand daar laat val het en hy swik sy enkel. En vandag nog roem hy daaraan dat hy die enigste ou is wat die Comrades begin het en nooit die wegspringplek gehaal het. Hy skeer 'n ligament. Die probleem is daar's nie eens medics daar nie. Hulle dink iemand kry daar seer nie. Dit het hom 15 minute gevat om iemand se aandag te trek en te erken dat hy pyn het. Maar goed, die punt wat ek wil maak is, soms laat ons pyn ons lewens toe want ons voel dit dien 'n doel. So mense doen dinge en vra maar vir enige vrou wat al 'n kind in die wêreld ingebring het en ek roem geen kennis hier nie. Sou enige vrou wat dit al 'n kind in die wêreld ingebring het, sou jy dit gedoen het, daai pyn deurgegaan het, as daar nie 'n kind
as beloning was aan die einde van die hele proses, daar iets was wat dit die moeite werd gemaak het nie. Is dat toch nie net in die hospitaal gaan lê en sê asseblief, ek is bereid om hierdie pyn te ervaar, sommer maar net nie. Maar wanneer ons glo dat pyn dien 'n doel, is mense bereid om geweldige pyn te deurstaan. Die gemiddelde man sal nie eens 30 sekondes in na beraming. Hulle sê vroue kan baie meer pyn ervaar. Hulle sê man sal maklik dit kan doen want na 30 sekondes is hulle flou, dan weet hulle nie hoe seer dit was. So die realiteit is dat ons sê ons hou nie van pyn nie, ons haat pyn, ons wil nie pyn hê nie, maar as ons in ons binnekant oortuig is, dat hierdie pyn wat ek beleef, hierdie moeilik wat ek ervaar, dat dit wel 'n doel dien, dan is ons bereid om vir mekaar te sê, dis die moeite werd om daai pad te stap. Ek is bereid om tot in die winter 5 uur op te staan en te gaan draf en koud te kry, want ek berei voor vir iets, ek werk aan iets. En as ek en jy vanoggend op hierdie aansluiting in ons geloof reis hierdie waarheid sal aanvaar, sal ons dalk ook moeilike en frustrerende en pynlike ervarings wat op pad langs kom, dalk net so klein bietjie anders beleef, as jy sal verstaan, dat ook die pyn, ook die emosionele pyn, wat jou pad langs kan kom, God kan dit in 'n doel omskep. Dis nie noodwendig sy werk nie, dis nie noodwendig sy plan nie, dis nie noodwendig wat hy wil nie, maar God kan dit ook gebruik. Lukas 22 vers 31 tot 32 praat Jesus met Simon en hy sê, Simon, Simon, is Petrus, wat later Petrus sou word. Jesus het gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie sal begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broer versterk. Jo. Ek onthou dat ek hierdie versie die eerste maal gelees het, toe frons ek so 'n bietjie, dink ek, wat? Ag nou so 'n bietjie, wat nou? Dink amper soos Job se storie, né? Waar Job pyn in sy lewe ervaar het, omdat God die vyand toegelaat het om Job te sif, om Job deur sekere dinge te vat. In hierdie skrifgedeelte lees ons eintlik net voordat, en dit is baie interessant, dat Jesus het toe reeds op hierdie stadium Simon se naam verander na Petrus toe, die rots waarop hy sy kerk sou bou. Maar tog net voor Jesus gevange geneem is, spreek hy hom aan in sy vorige benaming, Simon, Simon. Hy praat nie van Petrus. En hy praat met hom hier, kort voordat hy verraai sou word. En dis nog 'n vreemde vers, is duidelik dat die Here nie die oorsprong van die pynlike proses is nie. Dis nie die Here wat die siftingswerk doen, dis die Here wat die pyn bring nie. Maar vir een of ander rede besluit hy tog om dit toe te laat. Maar dan sê Jesus hierdie woorde, maar ek sal vir jou bid. Die laaste deel van hierdie vers het my ook nogal getref. As jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. Sjoe. Hy praat met een van sy disippels en hy sê vir hom, jy gaan dalk val, want hy het geweet wat voor lê, nê? En hy sê vir hom, jy gaan dalk hierdie uitdaging gaan dalk vir jou te veel wees. Jesus het geweet dat Petrus sou soog onder die druk, maar het ook geweet dat hierdie gebrokenheid van hom nie sou diskwalifiseer nie. Dit is vir my so 'n mooi versie, waar Petrus, jy gaan hierdie druk ervaar, jy gaan hierdie moeilike omstandighede, jy gaan in hierdie druk gaan geplaas word, en weet jy wat? Jy gaan val. Jy gaan vou onder die druk. Maar ek gaan vir jou bid, en jy gaan weer tot inkeer kom. Ons leef sonder twyfel, en van die moeilikste en uitdagendste tye, pynlikste tye van alle tye. Oral ons word mense pynlik en skynbaar ondraaglike situasies gekonfronteer. Mense verloor geliefdes, word in traumaties, ek dink nou 'n paar jaar terug, in die COVID tyd, en dit voel vir my amper asof sedert daai tyd griep net erger geword het, en mense net langer siek bly. Mense het geliefdes verloor. Dit voel net vir my, miskien omdat ons in ons eie familie daarin blootgestel is en word, asof meer en meer mense die boodskap kry, maar jy het kanker. Ons hoor meer en meer mense stoei met verskillende siektes. Laat mens magteloos voel. Dalk iets wat jy vanoggend wil hoor nie, maar selfs wanneer dit vir jou voel asof die vyand jou aanval,
En ek praat hier spesifiek met die paas, met die vaders, want as jy voel dat jou rol as vader, jy dit nie kan vertolk soos jy wil nie, of die finansies, of op sekere areas in jou lewe waar jy wil sterk staan, jy nie so sterk is nie. As jy voel of jy getoets word, jy nie sterk genoeg is om met die aanval te trotseer nie, moet jy vanoggend weet, die Here gebruik jou pyn uiteindelik ook met 'n doel. Om jou voor te berei vir iets baie groter. Want Simon Petrus voor sy pyn was 'n baie minder toegeruste man as Simon na sy pyn. Soms die enigste manier waarop jy jou kan voorberei vir die volle impak van jou lewe, want onthou dit, die Here berei jou voor vir oorlog. Die Here berei jou voor vir oorlog. Aan die einde van begin van 1992 staan ek op 'n stadion in Pretoria. En ek word in sulke groepies opgedeel. En ek word in so 'n brein weermag trokkie ingelaai. En is 'n 18-jarige seun op pad 19 toe, waar ek vir my pa en ma kwaai. En daar lê toe vir my nogal 3 uitdagende maande voor. Hulle vat ons na Potchefstroom toe. In een of ander stadium, om een of ander rede het iemand in Potchefstroom daardie jaar die verhittingsstelsel aanvergeet. In Januarie, dit is regtig warm. En gelukkig was ons korporaal baie gaaf en hy het vir ons gesê, gaan lê rustig daar onder die koelteboom en ons, ja. Ek het uitgeklim daar en hy het vir my, vir ons gesê, reg manne, daar gaan julle vir jou so 'n breinoorpakkie kry, maar moenie daartoe loop nie, hardloop. En ons het gehardloop en ek het net vir 3 maande nie opgehou hardloop nie. Ek onthou, ek was 2018, 2019 was ek redelik fiks. Maar ek wil vir jou sê, in die einde van Maart 1992 was ek regtig fiks. Kon ek hardloop met 'n stel brein weermag bootse en weermag oorpak. Die van julle wat draf sal dalk waardeer, maar ek kon 'n 2.4 km in daai stadium onder 9 minute hard. Dan kry ek moltsteek net ook daaraan dink. Maar ek onthou tye waar jy letterlik in die stof gelê het en ons het so een korporaal gehad, sy grootste vreugde was wanneer jy nou hom kwaad genoeg gemaak het, het hy jou laat rol. En dat hy jou so deur 'n dubbeltjie bos laat rol. Hy het gevoel dis sy rol. Maar weet jy wat? Ek was toe nooit 'n soldaat nie. Ek onthou baie aan die einde van daardie jaar toe is ek 'n luitenant en ek ry hierso saam met een van die bekendste, ek het eers later uitgevind hoe bekende weermaglid hy was. Ons bevelvoerder hierso in 2-1 bataljon. Hy een van die enigste 2 manne in Suid-Afrika 2 Honoris Crucis medaljes gehad het. Hy was 'n soldaat in murg en been. En ons ry so hier uit Lenasie uit en ons op pad Pretoria toe na die Johannesburg na die hoofkwartier toe en hy sê vir my, luitenant Poggenpoel, jy is nie eintlik 'n soldaat nie, nee. Ek sê ja, kolonel, ek is nie eintlik 'n soldaat nie. Maar weet jy wat het ek geleer en ek het geraak gesien en dit is wanneer jy voorberei moet word, dat 'n manier, hoe reg of hoe verkeerd dit was, ek is nie altyd seker oor al die metodes wat gebruik is nie, maar ek wil vir jou een ding sê vandag, daar was voorbereiding, ons het deur pyn gegaan, ek het geweldig, ek was fiks, ek was gesond, ek was sterk en ek nou nog spyt, ek het nie daai stadium net aangehou hard draf. Af en toe gerus man. Maar iets het gebeur en daai voorbereiding het ons na iewers heen gevat, want op daardie stadium is daar vir ons gesê, en ek wil nou nie politiek ingaan nie, ons moes die land teen onluste beskerm. En dan Matteus verduidelik Jesus sy doel en die pad wat hy moet stap, en hy vertel ook dat hy sou sterf, maar Petrus het 'n trekrekord gehad van droogmaak, ekskuus tog, jammer vir die Engelse woord, maar hy het 'n reputasie gehad van droogmaak. En ek is baie dankbaar vir mense soos Petrus in die Bybel, want dit laat my so klein bietjie beter voel oor myself. As hy die trots was waarop die Here sy kerk wou bou, Petrus het bietjie van 'n reputasie gehad wat nie so goed was tot handelinge nie. En Matteus verduidelik Jesus sy doel en hy vertel sy disippels en hy sê vir sy disippels dat hy sou sterf en dan spring Petrus op en hy sê nee, dit sal nie so wees nie en hy gaan Jesus direk teë en op daai stadium moes Jesus hom berisp en hy sê gaan weg agter my, Satan. Want jy is nou vir my 'n struikelblok.
En in Getsemane is dit Petrus wat sy swaard uitpluk en die hoofman se handlanger se oor afkap. Dis Petrus vir wie Jesus moet berus en sê, raak rustig Petrus. Dis ook dan Petrus wat Jesus verloon. En hy faal wanneer hy voor 'n groot toets van vertroue staan. En die laaste versie het op die bord, het hierdie eenvoudige woorde. Kan jy met Petrus vereenselwig? Het jy al so gevoel? Lukas 22 vers 62. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik geween. Daai teleurstelling. Ek het Jesus teleurgestel, ek het die disippels teleurgestel. Ek is 'n teleurstelling. Petrus het so gebroken. So anders as hoe Judas het hanteer het, nee. Judas het ook droog gemaak. Judas het dalk nog meer droog. Maar in sy skuldgevoel het hy weg van die Here afgehardloop. Petrus was so teleurgestel oor hierdie pyn, oor hierdie gebrokenheid, en hy het soos 'n totale mislukking gevoel. En baie keer kan jy so met ou Petrus vereenselwig. Ek kan in tye in my geskiedenis terugdink, in my rol, in my lewe terugdink, en soos Petrus voel, ek te sleg gevoel om te bid. Ek onthou dinge in my lewe wat gebeur het. As ek dan terugdink, dan het ek voor die Here gesit en gesê, Here, ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer hierdie rol speel nie. Ek onthou dat as gevolg van gebeur in my lewe in 'n sekere sin gedwing was om uit die bediening uit vir 'n tyd lank te bedank. En ook in my kar daar ver in 'n bos veld gaan inry, daar vir aan die ander kant Potchefstroom. Net vir die Here gesê, ek is geen. Kan nie die pyn. Ek onthou dat vir 'n jaar lank, omtrent vir 'n jaar lank ek nie kon bid nie. Ek het gevoel dat ek die Here gefaal het, maar ek het gevoel dat die Here my gefaal het. Petrus se pyn was nie die einde van sy storie. Hy was die rots waarop Jesus sy kerk gebou het. Hy was aan die woord na die uitstorting van die Heilige Gees. Toe 3000 mense met die geboorte van die kerk, was Petrus die een wat gepraat het. Hy was die een wat opgestaan het. Hy is die een wat bereid was om te konfronteer en vir Jesus op te staan. Maar die ding is met pyn, is wanneer die vyand jou kan oortuig, die gevoel, en dit waar jy nou gaan, dat dit eintlik God se afwesigheid is, en dat God jou nie lief het nie, en dat God nie meer teenwoordig is nie, en dat jou pyn nie 'n doel het nie, dan is dit so maklik om net moed op te gee. Ek het so ruk terug 'n verslag gelees oor die globale sielkundige impak wat COVID op die mensdom gehad het. En hulle sê dat die gebeure daarom, die grootste impak daarvan was nie noodwendig fisies nie, maar was op 'n amper neurochemiese proses wat in die brein gebeur het. Dit het gelei tot 'n massa vrystelling van hormone wat tot depressie gelei het. Want mense het gedink, die lewe het nie meer 'n doel nie, dinge maak nie meer sin nie, en ek wil nie meer net by my huis sit. Maar wat 'n pyn beleef jy? Wat is jou storie? En hoe moeilik is dit wat jy nou deurgaan, of onlangs deurgegaan het, of dalk lê daar vir jou in jou lewe pyn voor. Maar die pyn is nooit die einde van die storie nie. Die moeilik van die lewe is nie die punt agter die sin nie. Beteken dit dat die Here ons nie meer dra nie? Of is dit wat jy kies om te glo? Glo jy dat jy eintlik, en hierdie is een van die maniere waarop die vyand pyn gebruik. Hy sê dis 'n vorm van straf. God is besig om jou te straf. God hou nie van jou nie, hy straf. Dat die Here nie eintlik omgee nie. En ek het hierdie skrifgedeelte ek het nie opgesit nie, maar ons het maandag aand oor hierdie skrifgedeelte onder andere gepraat. Dalk die vorige maandag aan. Maar glo jy nog in Romeine 8 vers 28? Ons weet dat God alles te goeie laat meewerk vir die wat hom lief het. Glo jy dit nog? Die wat volgens sy besluit, dat God alles. Ons weet dat God, kan ek dit so inlees, ons weet dat God ook die pyn ten goeie laat meewerk. Ook die moeilike uitdagings ten goeie laat meewerk. Dat hy eintlik ook dit wil gebruik om ten beste in jou lewe te skep. God is voortdurend besig om te skep. God is besig om in jou te skep. As jy die pyn gaan toelaat om jou rug op God te laat draai, dan is jy besig om jouself te onttrek uit die skepingsplan uit, wat God in jou lewe besig is. God is besig om in jou lewe te skep. As jy Romeine 8 vers 28 glo,
moet jy weet dat die pyn en die uitdagings wat jy nou beleef, dien 'n doel. Dis nie lekker in die middel daarvan nie. En dat dit uiteindelik ook ten goeie gaan meewerk om jou te ontwikkel en jou te laat groei. Om jou voor te berei en sterk te maak as 'n skakel in God se ketting. En ek sluit hiermee af. As jy vashou in die Here se liefde en glo ten spyte van wat jy voel. As jy nou na die uitdagings in jou lewe kyk en die pyn, nou kan jy net nie verstaan nie, nou weet jy hoekom dit is, daar is nie, wil ek vir jou sê, die Here is besig met 3 dinge. Hy is besig om jou te ontwikkel, hy is besig om jou voor te berei, en hy is besig om jou toe te rus. Onthou dit, glo dit. Die Here is besig om jou te ontwikkel. Petrus moes deur 'n sekere ontwikkelingsfase gaan. Daar was seker goed in sy lewe. Hy was te voortvarend. Dit het nog te veel oor Petrus gegaan. I'm the man. Ek is een wat die swaard uitpluk. Ek is een wat vir Jesus opstaan en sê jy sal nie sterf nie. Ek glo. Dit het oor hom gegaan en hy wou die posisie inneem. Hy wou die plek inneem. En God het geweet dat Petrus eers moes aarde toe kom en besef dat hy 'n gebroke stukkende mens is en dit het hom moet ontwikkel en dit het hom na Jesus toe laat gaan aan die einde van Johannes. Die laaste hoofstuk in Johannes waar hy sê, Here, het U my vergewe, ek is jammer, en Jesus sê van Petrus, het jy my lief? Jesus begin hierdie pad met hom stap, Jesus toets hom eintlik, Jesus vra vir hom eintlik, het jy geleer? Het jy ontwikkel uit hierdie pyn uit? En dan sê van my, jy is die een wat ek gaan stuur om my skape te laat by. Hy wil jou ontwikkel, hy wil jou voorberei, want hy weet dat daar gaan tyd kom dat mense om jou pyn het en dat jy moet sal sê, luister, ek verstaan en ek vir jou bid. Ek hoor jou pyn, ek hoor jou hart. Hy berei jou voor vir 'n rol wat jy moet speel. Daarmee saam is hy besig om jou toe te rus. Jou die vermoë te gee. Al wat ek wil hê jy moet vanoggend uit hierdie plek uitvat, alles het net dit is, die Here is besig met jou. Die Here is besig met jou. Alles is dalk swaar. Miskien is jy op 'n goeie Engelsman sou sê, 'n goeie wicket. Miskien is jy op 'n lekker plek. Dit gaan dinge mooi. Loop dinge glad. Heel moontlik nie. Ek weet van 'n paar van julle wat in die kerk sit vanoggend, wat vir my sal sê, nie so lekker nie, nie so maklik. Seer, moeilik. Wil jy vanoggend saam met my glo dat jou pyn het 'n doel? En as jy dit glo, dan sal jy ook sê, maar dan sal ek dit deurgaan. Dan sal ek dit ervaar, ek sal aanhou, ek sal vasbyt. Ek sal die Here toelaat om my te ontwikkel, ek sal die Here toelaat om my voor te berei, ek sal die Here toelaat om my toe te rus, want ek glo dat ook my pyn sal God in goeie laat meewerk, omdat ek sy kind is. Vaders, daai keer is dit moeilik, daai keer is dit seer, daai keer voel ons kry dit nie reg nie, ons verdien nie genoeg nie, ons maak nie dit reg, ons nie perfek nie, ek verstaan, jy gaan dalk teen moeilike tye. Vir jou sê, ook jou rol as vader, die pyn, die doel. En dan gaan 'n tyd kom wat jy voor jou, by jou kinders gaan sit, en jy gaan vir hulle sê, ek verstaan. Ek verstaan jou trane, ek verstaan jou pyn, maar ek wil ook vir jou sê, dat die Here sal jou hierdeur dra. Mag die Here julle seën. Mag die Here in julle lewens guns uitstort. Mag die Here ook die doel van die pad wat jy moet stap, vir jou duidelik maak, en mag jy in die Here vashou, wanneer jy voel jy wil moet opgee. Mag jy in die Here verbind bly, wanneer jy voel jy wil gaan sit. Die Here sal jou nie steek